Goed, kom ons begin nou. Ons moet nou vandag aangaan na Sondag 11 van die Katekismes, nê? Nou, ons maak dit ons boekies daar oop. En som ons Katekisme, waar by die boekie is die Katekismes ook nog som. Ek wil my Katekismesboek net hier oopmaak. By Sondag 11. Goed. Maar kom ons bid eers voordat ons aangaan. Ons Vader in die hemel, baie dankie dat ons nou weer vanmiddag saam kan wees en katekisasie kan doen. Ons loof U daarvoor, Here, ons wil bid dat U ons rarig met die woord en deur U Gees in ons harte sal inkom as ons hier besig is, maar dat ons nie maar net besig is om kennis toe te neem nie, maar dat hierdie ook 'n tyd en 'n plek sal wees, 'n gebeurtenis waar U rarig met ons werk. En dankie dat ons dit van U af kan vra. Amen. Goed, kyk 'n bietjie vir my, as ons nou by Sondag 11 is, wat staan bo aan in die katekismesboeke nou? Eintlik moet julle gou julle die Psalmboekie ook oopmaak. By die Psalmboek se katekismes, want ek wil nou daar 'n vraagie vra wat julle net daar gaan kry. Die antwoord gaan julle net daar kry. Het jy hom daar maar, hè? OK. Wat staan bokant Sondag 11? Oor God die Seun en ons verlossing. Aha, oor God die Seun en ons verlossing. Nou waaraan laat daardie woorde 'n mens dink? Waaraan laat daardie woorde 'n mens dink? As hy praat van God die Seun en ons verlossing, waaraan laat dit 'n mens dink? 12 artikels. Aha, dit laat ons dink aan die 12 artikels. Hoe word die 12 artikels ingedeel? En God die Vader en die skepping. Ja? God die Seun en die verlossing en God die Heilige Gees en dink wie heilig maak. Heilig maak. Mooi, daar's hy. So dis die 3 dele. So ons was nou by God die Vader en ons skepping, nê? Nee, dis Sondag wat en wat? 19. Ja, Sondag 9 en 10. En nou het ons daardie afdeling klaar behandel. Nou gaan die katekismes aan na 'n volgende afdeling wat sê God die Seun en ons verlossing. En Sondag wat tot wat is dit? Sondag 11 tot. Kyk bietjie daar, staan dit nie by jou in hakies daar nie. By my staan dit in hakies. Ja, nie by my. O, myne sê Sondag 9 tot af, Sondag 11 tot 19. OK, so dit is ons gaan nou van Sondag 11 tot 19 besig wees met God die Seun en ons verlossing. Nou wil ek nog 'n vraag vra. As ons op die oomblik in die 12 artikels is, ons katekismes behandel nou die 12 artikels, né? En ons is nou by God die Vader en ons skepping. En by God die Vader en ons skepping het ons nog iets van God behandel, ook sy voorsienigheid, nee. Kan julle enigiets onthou van die voorsienigheid van God? Nee. Wat doen God deur sy voorsienigheid? Hy onderhou alles en hy het alles geskep. Hy het alles geskep en dan onderhou hy dit, maar daar's 'n ander woordjie, 'n belangrike woordjie saam met onderhou. Jy's reg oor die onderhou, heeltemal reg. Maar daar's 'n ander belangrike woordjie daar wat belangrik is, wat ons moet onthou by voorsienigheid. Hy onderhou en regeer. Baie mooi man, hy onderhou en regeer alles deur sy voorsienigheid. Nou as God alles deur sy voorsienigheid onderhou en regeer, dan is daar 'n woord wat heeltemal uitgesluit word, sodat niks gebeur nie. Soos van die liefde van God. Nee. Sodat niks per toeval gebeur nie, nê. Hy onderhou en regeer alles sodat niks per toeval gebeur nie, maar ons alles na ons toe kom deur sy wat se hand? Tirannehand. Sy Vaderhand, nê. Met ander woorde, ons kan ook weet, en dit is waar die liefde ding inkom waaroor jy nou gepraat het, nê Johannes, dat God se voorsienigheid is vir die kinders van God altyd 'n voorsienigheid en 'n regering en 'n onderhouding van alle dinge in liefde, nê, in liefde. Dit is nogals baie belangrik. Wat baat dit 'n mens
dat God alles onderhou en regeer deur sy voorsienigheid. Wat 'n voordeel is daar vir ons? Kan julle dit nog onthou? So, ek tap nou hierdie breins van julle verskriklik, né? Maar dis belangrik dat ons dit bietjie probeer onthou. Wat 'n voordeel het dit vir ons? Ons staan nie onder die beheer van 'n noodlothand of 'n tirannehand. Mooi, ons staan nie onder die beheer van 'n noodlothand of 'n tirannehand. Pragtig. Wat nog? Hy sal alles vir sy kinders tot dan beswil uitwerk. Hy sal alles tot ons beswil laat uitwerk. Wat sê alles? Selfs die wat hy in hierdie oor ons beskik. Selfs die slegte dinge wat in hierdie jammerdal oor ons beskik. Selfs die kwaad, nee, selfs die slegte dinge wat hy in hierdie jammerdal oor ons beskik, tot ons beswil verander. Omdat hy as 'n getroue God wil en 'n almagtige God kan, nee, en alles in sy beheer het. En dan sal nog iets, hoe help dit ons nog? Daar's iets oor die toekoms. So geen twyfel te oor die toekoms nie. Ja, geen twyfel nie. En dan is daar 'n baie belangrike ding wat die katekismes sê, dat niks ons van sy Liefde sal skei. Ja, dis hoe ons die toekoms kan ingaan. Niks sal ons van sy liefde skei nie, omdat hy alles so binne sy beheer het dat geen skepsel kan roer of beweeg as dit nie die wil van ons Vader is nie, nê. Dis wonderlik. Wonderlik. Nou goed, weer terug. As ons nou op die oomblik in die 12 artikels is en ons was nou by God die Vader en ons skepping, en hierdie God die Vader word ons Vader deur Jesus Christus, en nou gaan ons aanbeweeg na God die Seun en ons verlossing. So ons is in die 12 artikels. Nou as ons in die 12 artikels is, waar pas die 12 artikels binne die katekismes? Waar pas dit in die katekismes in? As julle nou die groter prentjie van die katekismes probeer in julle koppe kry. Waar sit ons die 12 behandeling van die 12 artikels in die katekismes? By ons verlossing. Goed, dit pas by ons verlossing, die kennis van ons verlossing. Kennis van ons verlossing is die hoeveelste deel in die katekismes? Tweede deel in die katekismes, baie mooi. En as ons begin werk met ons kennis oor ons verlossing, kom ons dink 'n bietjie, by watse Sondag het dit nou weer begin? Sondag 5. Ja. En toe by Sondag 5 en Sondag 6, wat was die groot issue daar? Wie ons verlos. Wie kan ons verlos? Nee, want ons is skuldig. Toe vra die vraag, kan ons hier uit verlos word? Ja, as daar betaal word. Wie kan betaal? Wie kan betaal? Wat sê julle? Wie kan betaal vir ons skuld? Kan 'n blote mens betaal? Nee. Okay, kan 'n ander skepsel vir ons betaal? Nee. Ook nie, nê. So, wie moet dan ons middelaar wees? Hoe 'n middelaar soek ons dan? Want dit ware God en ware mens is. Een wat te gelykertyd ware God en ware mens is. Hoekom ware God? Want 'n blote skepsel kan nie die toorn van God weerstaan nie. Mooi. Maar waarom dan ook regtig mens? Want die mens het gesondig en die mens moet betaal. Daar moet 'n mens soos wat vir ons betaal. Ons is in die mens Adam. En in hom is ons almal skuldig. En nou moet daar 'n ander mens kom, 'n tweede Adam, wat kan betaal, sodat as ons in hom is, ons dan verlos kan deel in die verlossing wat hy vir ons bewerk, en die lewe wat hy vir ons bewerk, en die skuldbetaling, nee. So nou is die volgende vraagie toe by Sondag 7. Wat is Sondag 7 se? Hoe begin Sondag 7? Dis nou vraagie 20. Kan julle nog iets daarvan onthou? Word almal dan weer salig in Christus, soos wat ons in Adam verlore gegaan het? Nee, maar wie word dan salig? Net die wat in hom glo. Die wat in hom glo en deur 'n ware geloof in hom ingelei word. Mooi, nee, uit die Adam, ou Adam, deur 'n ware geloof gaan jy uit die ou Adam in die nuwe Adam in Jesus in, en daar het jy dan verlossing. So dit gebeur deur 'n ware geloof. Toe vra Sondag 7 vraag en antwoord 21, maar wat is 'n ware geloof? Wat is 'n ware geloof nou weer? Daar's dus 'n paar goed wat ons moet onthou van 'n ware geloof. Volkome vertroue in die verlossing en kennis. Dis kennis, ja, ons moet 'n vasstaande kennis hê, want hoe kan jy vertrou en glo as jy nie kennis het nie? As ons nie weet dat ek is 'n sondige mens, totaal verdorwe, en dat iemand moet wees wat vir my betaal,
En as ek nie die middelaar ken nie, hoe sal ek ooit my geloof in hom wil sit? Nou, so ons moet kennis hê, belangrik. Al moet kennis wees, vasstaande kennis. Nou waar kry ons die kennis? In die woord. In die woord, nee. En wat is dit nog? Jy het ook iets gesê, Marie, van vasstaande vertroue, nee. Soos 'n vasstaande kennis, 'n vaste vertroue. Ja, ek dink so dit is die twee groot dinge van 'n ware geloof. Nou, daar's nog ietsie wat ons ook uit daai vraag en antwoord 21 uitgehaal het. Jy moet die kennis vir waarheid aanvaar. Nee, dit help tog nie. Ons kry die kennis en sê nee, maar dit is nie die waarheid nie. Jy moet die waarheid daar's by ware geloof is daar kennis, daar's die aanvaarding van die kennis en daar is 'n vaste vertroue op die Jesus wat jy leer ken in die kennis. OK, maak dit sin. Toe kom daar 'n vreemde vraag. Vraag aan vir 22. So wat moet 'n Christen dan glo? Wat moet 'n Christen dan glo? Alles wat vir hom beloof is in die heilige evangelie en wat saamgevat word in 12 artikels. Mooi, alles wat vir ons beloof word in die evangelie, dit moet 'n Christen glo. En dit word vir ons saamgevat. Daai alles wat in die woord beloof word vir ons saamgevat in die 12 artikels. OK. En toe het ons nou gekom by Sondag 8. En daar kon ons toe leer oor die drie-enige God, wat ons Vader, Seun en Heilige Gees. En ons kon ook leer as ons alles moet glo in die wat in die evangelie vir ons beloof word. Wat is die kernbelofte van die evangelie as ons 'n bietjie dink aan die indeling van die 12 artikels? Wat is die kernbelofte van die evangelie? Beloof homself. God beloof homself, mooi. En wat se versie in Genesis kry ons dit? Wat se hoofstuk in Genesis? 3 vers 15. Dis die moederbelofte, maar dis nie daar nie. Dis 'n bietjie verder aan in Genesis. Dis nou daar waar Abraham is. Genesis 17, hè? Vers 7 sê die Here vir Abraham, ek maak my verbond met jou en met jou nageslag na jou, as 'n ewige verbond in hulle geslagte en so aan, en om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Jy sien die sondeval vat ons weg van God af. Maar in die evangelie beloof God om weer vir homself weer vir ons. Hy sal ons God wees. OK. En nou begin ons meer leer oor hierdie God in ons 12 artikels. Die 12 artikels vat ons eintlik in die Bybel in, hè. En toe kon ons nou leer oor God die Vader. Nou moet ons vanmiddag begin met God die Seun. OK, is dit reg so? En vanmiddag begin met God die Seun. Net gou hier kyk of alles in my kant orde is. Goed. Kom ons kyk 'n bietjie na die vragies en antwoordjies wat julle nou gedoen het in die huiswerk. Tog ek het nou weer my pen vergeet, maar toe maar. Dis nou seker nie die grootste krisis nie. Kom ons kyk 'n bietjie by afdeling A, Sondag 11. Wat word bedoel met die skuld van die sonde? Lees die verklaring by antwoord 29. Wat het jy daar gesê, Marie? Die sonde dompel ons in skuld by God. Dit maak ons strafwaardig. Ons verdien die ewige dood om ons daarvan te red. Ons verdien die ewige dood. Om ons daarvan te red het Jesus gekom. Hy het in ons plek die vloek gedra. Hy het met sy kruisdood ons skuld vir God uitgedelg. So skuld het te doen met ook, dit maak ons strafwaardig. Skuld maak ons strafwaardig. Hoe word ons skuldig? Het jy iets daaroor gesê? Die sonde. Deur die sonde wat ons doen, word ons skuldig. Wat het jy geskryf, Johannes? Die sonde dompel ons in skuld by God. Ons verdien die ewige dood. Jesus dra die skuld vir ons dat ons gered kan wees. OK. So ons word skuldig as ons sonde doen. As ons die wet oortree,
dan word ons skuldig, want ons het nie die wet nagekom nie, die wet behoort nagekom te word, maar nou het ons hom nie nagekom nie, nou is ons in die skuld om hierdie wet na te kom. Maar, dit bring ons nie net in die skuld om hierdie wet na te kom nie, dit bring ook straf op ons. En om dit te betaal, moet daar straf gedra word en skuld betaal word. Dis wat Jesus natuurlik vir ons kom doen, nê? Met sy volmaakte lewe van wetsnakoming en sy strafdra aan die kruis, kom doen Jesus vir ons, dat hy word die skuldbetaler, hy verlos ons, nê, van ons sonde. Ok, kom ons kyk die volgende vraag. Wat word bedoel met die mag van sonde? Nou, hier is 'n baie belangrike ding waarmee oom Attie hier besig is. Hy maak hierdie kategorieë en dit is so uiters belangrik. Skuld en mag van sonde. Skuld en mag van sonde. Wat word bedoel met die mag van sonde? En dan sê hy, lees die verklaring by antwoord 29. Wat het jy daar gesê, Johannes? Dit is die mag wat dit deur die sondeval begin is. Dit is 'n verwoestende mag. Jesus het ons gered van die mag van die duiwel en die sonde. Ok. Kyk nou 'n bietjie, ek wil gou hê ons moet ons Bybels oopmaak. Maak julle Bybels 'n bietjie oop by ons moet na 2 plekke kyk. Die ene is, ons kan sommer ons Bybels oopmaak daar by Markus 10 en dan moet ons Bybels ook oopmaak later op by Johannes. Maar ek wil hierdie skrif, hier is 'n baie mooi ding wat nou kom af hier so doen. So, my sondekrisis, en nou, ons moet hierdie nou inhou, nee, maar my sondekrisis, kom ons skryf dit hier so. My sondekrisis lê op 2 vlakke. Ok, so 1, sonde skuld. Ok, en 2, sonde mag. Nou wat hier belangrik is, sonde skuld moet betaal, is onbetaalbaar. Soos om. Dis nou by julle, net gou hier oopmaak. Ons is nou by Sondag 11. Ok, so, hierdie goed sommer hier sit. Ok, ons is nou besig om te praat aan die oor hoe sonde in jou lewe werk. Ok, en hoe Jesus ons daarvan verlos. So sonde se krisis lê op 2 plekke, of 2 vlakke. 1, sonde is skuld en is onbetaalbaar. Okay? En dit bring straf. As ek nie betaal nie, dan bring dit straf. En ons kry die straf met klaar gedra nie. Kyk nou 'n bietjie net. Kom ons maak ons Bybels gou-gou oop by Matteus 18. Ons maak ons Bybels oop by Matteus 18. En dan gaan ons daar na Matteus 18 vers 20 toe. Dis omtrent daar so aan julle. Waar is jy nou? Ek sê Matteus 18, ja. En dan kyk jy daar by versie 20. Nee, vers 21. Kom ons lees gou 'n bietjie daar, né? Kom ons lees, ons sê Andile, kan jy 21 lees?
Dan Marie, jy lees 22. Johan, ek lees 23, Johannes, jy lees 24. Okay. So Annelie, lees vir ons versie 21. Daarna het die pleegambtenaar vergewe. Daarna het Petrus na Jesus toegekom en gevra: Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer. Okay, so hy vra, moet ek my broer 7 keer vergewe? Vra Petrus nou vir Jesus. Okay? Nou kom, wat sal ons nou sê? Marie, lees vir ons daarso. Jesus antwoord hom: Ek is vir jou nie tot 7 maal. Ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Okay, so 70 maal 7 keer, so hoeveel is dit? 70 maal 7 is? 490. 490 keer moet jy jou broer vergewe. Maar daarmee bedoel Jesus nie, na die 491ste keer kan jy maar ophou om jou broer te vergewe nie. Nee, dis 'n manier hoe Jesus eintlik sê altyd. Daai 7, die 7 getal is 'n volmaakte getal in die Bybel en dit sê, luister, altyd moet jy vergewe. Okay. Dis wel net op een dag in elk geval. Ja. Ja, regtig. Okay. Nou, kyk ver, wat sê vers 23? Nou gaan Jesus 'n storie vertel waar hy vir ons verduidelik oor sondeskuld. En hoe God sondeskuld vergewe, en omdat God ons sondeskuld vergewe, moet ons ook ons broer of suster wat teen ons sondig, se sondeskuld vergewe. Hy sê, daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. Okay? Hy wou met sy diensknegte afreken, hulle moes betaal, skuld betaal. Nou kyk wat sê vers 24, Johannes. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. 10.000 talente skuldig was. Annelie, wat sê jou Bybel daar by vers 24? Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. Okay, hulle sê nou miljoene rand, maar ons moet hier moet ons 'n som maak. 'n Talent, hoeveel het hy geskuld? 10.000 talente. Ons skryf dit hierso. Hy skuld 10.000 talente. Okay? 10.000 talente. Nou, kyk net so, ek het dit hier in my Bybel gesê. 1 talent is 6.000 denarii. Kom ons skryf dit. 1 talent is gelyk aan 6.000 denarii. Nou 6.000 denarii, 1 denarii, kom ons sê gou-gou. Nou kom ons se werkers uit. Hoeveel denaries? 10.000 talente. Skuld die ou. 1 talent is 6.000 denarii. So hoeveel denarii as hy 10.000 denarii skuld? 60.000. Ja, dis 60 miljoen. Ja. 60 miljoen denarii. So hierdie ou skuld, hy skuld 60 miljoen denarii. Dis wat hy skuld. Nou, as jy 'n dagloner was in die tyd van Jesus, jy werk op 'n dag op die bousite, werk jy vanmiddag as jy klaar gewerk het, word jy betaal, dan kry jy 1 denarii. Met 1 denarii in die tyd van Jesus kon jy brood koop vir 'n gesin van so 5 of 6 mense. Kon jy kos gaan koop. 1 denarii. So sou hierdie ou ooit daai skuld kan afbetaal. Nie in sy lewe nooit nie. Dis te veel en dis hoe ons sondeskuld is. Ons sondeskuld is te groot om te betaal. Ons kan nie. Ons kan nooit ons sondeskuld afbetaal nie. Dis wat Jesus vir jou hier sê. Nooit ooit, met niks wat jy doen nie, nooit ooit kan ons sondeskuld afbetaal nie. Dis wat Jesus vir ons hier sê, dis onbetaalbaar groot. Ons kan nie. Okay? En daarom gaan ons waarna toe? Hel toe. Daarom gaan ons hel toe. Okay? Dis die probleem. Nou, kom ons maak ons Bybels nou oop. Blaai nou julle Bybel sommer daar in Matteus, na Matteus 20 toe. Gaan na Matteus 20 vers 28. Kyk 'n bietjie. Marie, lees jy sommer vir ons vers 28 van Matteus 20.
Net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Om sy lewe te gee as losprys. Hoe klink dit by jou dan, Andile, lees hom daarso? So is dit ook met die Seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Okay. Nou die Seun van die mens, Jesus praat daar en hy noem homself altyd die Seun van die mens, omdat hy die volmaakte mens is. Hy is die volmaakte kind van Adam. Al ons ander is onvolmaakte kinders van Adam. Ons is kinders van Adam met sonder skuld. Jesus is nie, hy is die volmaakte mens en hy is God gelyk. En daarom kan hy 'n losprys hê. Wat is 'n losprys? In Engels is dit 'n ransom. Okay? Dis 'n losprys, dis 'n betaling om my uit die skuld te kry. So as ek 60 miljoen denare skuld, dan sal Jesus vir my die 60 miljoen denare skuld sodat ek nie meer in die skuld is nie. Dis wat Jesus doen. Hy is die losprys vir baie. En hy betaal daai prys aan die kruis. Hy gee sy lewe. Kyk daar staan. En sy lewe te gee as losprys. Jesus betaal met sy lewe aan die kruis, met sy lewe in die hel. Dis hoe Jesus betaal. Nou, en hy gee vir ons daardie losprys. En so ek kom uit die sonde skuld uit deur Jesus. Ons maak dit nou so. Ek kom uit die skuld uit. Hoe word betaal? Ons maak so. Jesus betaal. Jesus is die losprys. Okay, maar nou het ek nog 'n probleem. Ek is ook in die mag van sonde. Ek het nie net sonde skuld nie, ek is ook in die mag van sonde. Nou blaai julle Bybels nou na Johannes hoofstuk 8 toe. Johannes 8. Kyk daar by versie 34. Johannes 8 vers 34 tot by vers 36. Okay, ek gaan vers 34 lees. Johannes, jy lees vers 35, Andile, jy lees vers 36. Straai. Okay? Jesus antwoord hulle: Voorwaar ek sê elkeen, ek sê vir julle elkeen wat die sonde doen, is 'n dienskneg van die sonde. Okay? En die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie. Die seun bly vir altyd. Okay, vers 36 gaan die lê. Die wagter het geantwoord. Wag, ek dink jy's by waar is jy nou? By wat se boek? Johannes 8 vers 36. Toe maar. Johannes 8:36, okay? Okay? Ek weet julle is die geslag van Abraham. Nee, net so vers 6, kyk bietjie vers 36. Ja. Eers as die seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. Okay. Dis net hy. So wat Jesus vir ons sê is, as jy sonde doen, hoekom doen jy sonde? Wat sê vers 34? Kyk daar, ek wil weet uit daai Bybelversie. As jy sonde doen, hoekom doen jy sonde? Jy's 'n slaaf. Omdat jy 'n slaaf is. Jy's 'n slaaf van die sonde. Sonde is 'n baas. Sonde mag beteken baas. Sonde. As ek sonde doen, was ek gehoorsaam aan baas sonde. Ek leef onder baas sonde. Baas sonde is hier en hier is ek. En ek is 'n slaaf. Okay, ek is 'n slaaf van sonde en ek doen sonde. Ek doen die hele tyd sonde, want ek is 'n slaaf van sonde. Nou Jesus doen twee goed. Jesus betaal die straf, die skuld, want ek is hier 'n slaaf en dan is ek by dit alles skuldig op. Ek is in die mag van baas sonde en ek doen die hele tyd wat baas sonde doen en dit maak my skuld al hoe meer groter.
Okay? En wat so erg is, ek is heeltemal happy om te leef hier onder baasonde. Dis die plek waar ek leef. Dit is my normaal, dit is selfs goed. Partykeer word dit vir my sleg, maar ek kom nooit hier uit. Nee. En nou doen Jesus hierdie twee dinge. Jesus verlos ons van die skuld en hy verlos ons van baasonde. Nee. Dink nou 'n bietjie aan toe die Egiptenaars in Egipte land is. Toe is hulle slawe van Farao in die slawehuis van Farao. En God kom en hy verlos hulle uit die slawehuis van Farao uit. Maar wat het eers gebeur voordat hulle uit die slawehuis van Egipte gegaan het? Wat het hulle daai aand gedoen voor hulle gaan? Die bloed in hulle kusyn. Hulle het 'n bok geslag, 'n skaap geslag en dit pas gehad en hulle die bloed aan die kusyne gesmeer. En wie het die verby beweeg as hulle die bloed sien? Die engel van die Here wat oordeel gebring het in Egipte land. As hy nie die bloed sien nie, wat maak hy? Dan gaan hy in die huis en hy maak dood. Hy bring die oordeel, want ons is skuldig. Die Israeliete is ook skuldig. Die Israeliete is net so skuldig soos die Egiptenare. Hulle kan nie uit die slawehuis van Egipte verlos word as die skuld nie eers betaal word nie. En dis wat Jesus doen, hy betaal die skuld en hy verlos ons uit die slawerny van sonde. Maak dit sin vir julle? Nee. En dit is skrikwekkend om 'n slaaf van sonde te wees, want jy lewe heeltyd met sonde doen. En nou sê Johannes 8:36, maar as die Seun jou vrymaak, Jesus maak ons vry uit die mag van die sonde. Nee? En saam met hierdie baas sonde loop natuurlik ook Satan. Altyd. Nee. Dis verskriklik. Dis verskriklik. As 'n mens nou dink aan wat hier in ons dorp net aan die gang is, nee? Sien nou ons hardloop nou in die oggend, dan gaan ons daar deur die riviertjie, nou draf ons daar deur die riviertjie, en daar lê die veilige goed. Iemand het hulle veilige goed net daar gaan uitgooi. Wat sien ons daar? Mag van die sonde. Ja, die effek van die mag van sonde. Mense kan nie dit verstaan dat jy 'n vuilgoedsak vat en hom in die blik sit en hom daar los dat die vuilgoed trok hom verby gaan en hom daar gaan uitmors. Dis die mag van sonde. Dis wat die mag van sonde aan jou doen. Jy gee nie meer 'n flenter om vir alles om jou nie. Jy sal alles vuil maak en 'n gemors van alles maak. Dis die mag van sonde wat dit aan jou doen. Nee. En so kan ons aangaan, nee. Ons hele samelewing staan onder die mag van sonde en dit bring reuse probleme. Groot moeilikheid. Nee. As mense laterand korrup word en geld steel. Wat is dit? Dit is die mag van sonde. Daardie ou dink, nou het ek lekker baie geld. Maar dit is die mag van sonde. Hy's 'n slaaf van sonde op pad hel toe. Nee, en dit vernietig jou lewe. Okay. En oral ons kan die vreeslikste goed in die Bybel net lees oor wat die mag van sonde in ons lewens doen. En dan is ons by dit alles skuldig. Ons kan nooit betaal. Nooit. Want dis hoekom ons Christus nodig het. Goed, nou kom ons gaan 'n bietjie aan met daai vragies van ons. Ons het nou gekyk na vragie 2. Ons het nou oor daai 2 gepraat, oor die skuld van sonde, die mag van sonde. Vragie 3 sê, wat word bedoel met die gevolge van sonde? En dan sê oom ATW lees by antwoord 29. Wat sê jy Marie, wat is die gevolge van sonde? Wat het jy daar geskryf? Daar is siekte, gebreke en dood. Jesus red ons van hierdie gevolge. Nou sien ons dit nog nie, maar deur die geloof weet ons as hy weer kom sal daar geen siekte en dood meer wees nie. Dan sal hy alle trane van ons oë afdroog. Sê weer? Dan sal hy alle trane van ons oë afdroog. Mooi. Dit is mooi wat hy doen. Ek hou van hierdie wat hy dit vir ons so mooi indeel, né? So ons het die skuld, ons het die mag en dan 3 ons het ook sonde gevolge. En wat is die groot gevolg van sonde? Wat is die groot gevolg van sonde? Kom ons dink 'n bietjie. Die Here het vir Adam en daar in die tuin gesê, die dag as jy hiervan eet, sal jy sekerlik sterf. So die groot gevolg van sonde is dood.
Okay? En dit is fisiese dood. Fisiese dood, jy gaan dood, jy blaas jou laaste asem uit en jy gaan dood en jy gaan in die grond in. Okay, jy word begrawe. Maar wat se dood is daar nog? Geestelike dood. Geestelike dood, nee. En geestelike dood, dit beleef ons nog ons baie hier. Ja, onder baas sonde. Leef ons met geestelike dood, nee. En dit is 'n dood vir verhouding met God. Dis 'n dood vir liefde vir God. Dis ons probleem, geestelike dood. Al haal ons asem, ons is eintlik dood. Nee? En dan die derde soort dood, wat kry ons? Die ewige Ewige dood. Nee, wat is ewige dood? Ewige straf en Dis om hel toe te gaan, nee. Okay, dis ewige dood en dis die gevolge hiervan. Maar kom ons vat nou fokus vir 'n oomblik net sommer op daai fisiese dood. Dan kyk ons nou, wat gebeur met fisiese dood? Op pad fisiese dood toe. Hoe gaan 'n mens fisies dood? Wat gebeur met jou? jy word siek. Hæ? Jy word siek, nee, Annelie. Ek nie siek nie. Ja, nee, maar jou ouma is baie siek. Ja. Sy is besig om dood te gaan en sy is siek. En is dit vir haar lekker? Is dit goed vir jou ouma? Nee, dis nie goed vir jou ouma nie. Dit is vir jou ouma baie sleg. Sy ly, nee, hier soos lyding. Né? Daar's lyding. En vir jou en vir jou boeties, hoe is dit vir jou en jou boeties? Daar's soos hartseer, julle huil. Julle huil. Nou, so dood, bring al siek, ly, huil. Wat nog? Op pad dood toe. Hierso is moord. Dis hoe mense doodgaan, moord. Oorlog. Wat nog? Peste. Nee, jy kan hierso arme peste. Ons kan hierso skryf kanker. HIV. Wat nog? Skryf dit hier nie. Dis alles. Dis hierdie gevolge. Nee, dis die skrikwekkende ding waar binne ons nou lewe as gevolg van die sonde, die gevolge van die sonde. Maar nou as Jesus ons skuld betaal, hy verlos ons uit die mag, dan vat hy ook eintlik die gevolge weg. Hoe sien ons by Jesus self dat die gevolge weg is? Op die derde dag as hy opstaan. As hy opstaan, né? Kyk 'n bietjie, maak oop julle Bybels by 2 Timoteus 1. 2 Timoteus 1 vers 9. Nee, 2 Timoteus 1 vers 10. 2 Timoteus 1 vers 10. Hoofstuk 1 vers 10. Ja, 2 Timoteus 1 vers 10. Ja. 2. Eintlik moet ons nou daarvan vers 8 af lees, want dit is een langerige sin. Ja, hoofstuk 2 Timoteus hoofstuk 1 en dan versie 10. Okay. Maar Andelie, begin jy vir ons by vers 8 lees. Dis vers 8 en dan Marie lees vers 9 en Johannes jy lees vers 10. Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie, en moet jou ook nie skaam vermy wat om sy onwil en gewangene is nie. Inteendeel dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Okay. Wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Maar, ekskuus, Johannes jy lees vers 10. Maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus. Okay, nou kom 'n belangrike deel. Dis geopenbaar deur die verskyning van Jesus Christus. Okay? En wat het Jesus Christus gedoen toe hy verskyn?
wat die dood tot niet gemaak het en die lewe van die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie. Aha, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe van onverderflikheid aan die lig gebring. Hoe sê jou Bybel dit, Andile? Vers 10. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Okay, die onverganklike lewe, hy die dood vernietig. Hy is nie meer dood nie. Hy vat dit weg. Hy vat dit weg. En as hy dit wegvat, dan vat hy nie ook weg. Al nie, dit gaan weg. Okay? En wat kom in die plek daarvan? Wat bring hy in die plek daarvan? Die lewe, die onverganklike lewe. Lewe wat nie meer doodgaan nie. Die lewe wat Jesus nou het nadat hy opgestaan het uit die dood. Hy gaan nooit meer dood nie. En dis 'n lewe waar hy in volmaakte verhouding met God die Vader is. Ja? En dis wat die Here vir ons ook bring deur sy opstanding. Okay. En uiteindelik by die opstanding uit die dood, aan die einde dan gaan die hele skepping ook nuut gemaak word. Alles gaan nuut gemaak word. Okay, want die dood, toe ons die dood in die wêreld ingebring het, het God die hele wêreld vervloek en die hele wêreld sit nou in die gemors. Die blommetjies brand dood in die son, die riviere droog op, daar is besoedeling en ek weet nie wat se aardverwarming en wat nog alles wat gebeur nie. Maar Jesus gaan dit kom heel maak. Dit is wonderlik. Okay. Saam met ons wat uit die dood uit opstaan, maar Jesus verlos ons. Hy is die verlosser wat ons verlos uit die skuld, uit die mag, uit die gevolge. Okay. Wonderlik. Goed, kom ons kyk 'n bietjie. By vraagie 4 staan daar is mense wat meen dat hulle goeie werke ook 'n klein bydrae lewer om hulle te red. Hulle meen dat Jesus alleen nie genoeg is nie. Hoe sal jy hierdie mense antwoord? Kyk dan vraag en antwoord 30. Kom ons dink 'n bietjie. Andile, het jy iets daar vir ons geskryf? Jy moet volgende keer met jy bietjie vir ons gaan skryf die antwoorde. Dan praat ons. Okay, kom sê Johannes, wat sê jy daar by vraagie 4? Wat het jy by vraagie 4 by afdeling A geskryf? Of Jesus is nie die verlosser nie, of Jesus is die volkome verlosser. Okay, dis belangrik. Of hy's nie die verlosser nie, of hy's die volkome verlosser. As ons sê Jesus is die verlosser, Dat beteken hy is die verlosser. Dat beteken hy betaal. Hy betaal die skuld. Is daar dan nog skuld wat betaal moet word? Nee. Hy verlos ons uit die mag. En soos daar nog eintlik so 'n bietjie slawe. Vat hy die gevolge weg? Ja. Okay. So, dan is hy die volkome verlosser. En dan hoef jy niks te doen om jouself te verlos nie. Nee, niks te doen nie. Dis 'n bietjie daai in die katekismusboekies nou net daai vraag 30 gou vir ons. Marie, lees jy 'n bietjie vraagie 30. Glo hulle dan ook in die enigste saligmaker, Jesus, wat hulle saligheid en welsyn by die heiliges, by hulself of ergens anders soek. Okay, so hulle soek hulle saligheid en hulle heil, hulle verlossing by die heiliges. Hier word nogals gepraat van die Rooms-Katolieke. Die Rooms-Katolieke sê die heiliges kan jou help om jou verlossing te kry. Of jy moet jouself help. Nee, die heiliges, as hy praat van die heiliges, dan bedoel hy nou daarso soos die apostels. Die heilige apostel Petrus en Johannes en ek weet nie wie almal nie, hulle sê mos vir almal saint. Nee, heilig. Okay. Nou, hulle sê daai ouens se goeie werke kan jou help om nou in die hemel te kom, om verlos te word uit die mag van sonde, uit die skuld van sonde, uit die gevolge van sonde. Of hulle sê, maar jy moet ook jouself, jy moet goeie werke doen. Nee, en dit kan jou help. Jesus doen 'n klomp, maar jy moet iets bydra. Nee, jy moet ook iets doen. En dis nie reg nie, net kyk wat sê die antwoordjie nee, maar hierdie mense wat so glo, verloon met die daad die enigste verlosser en heiland Jesus. Alhoewel hulle met die mond hom roem. Okay, slegs een van twee dinge is immers moontlik. Jesus is nie 'n volkomme verlosser nie, of die wat hierdie verlosser met 'n ware geloof aanneem, het in hom alles
wat hulle vir hulle saligheid nodig het. OK. As jy Jesus aangeneem het, dan het jy die een wat jou skuld betaal, jy het die een wat jou verlos uit die mag van sonde, jy het die een wat die gevolge van die sonde wegneem. OK, maak dit sin vir julle? OK. Ons gaan gou dan na die afdeling B toe. Wie het in Matteus 1 vir Josef gesê wat die kind se naam moet wees? Wat sê jy daarso, Johannes? 'n engel van die Here. 'n Engel van die Here het by Josef gekom en vir hom gesê wat hierdie kind met wie sy vrou Maria, of nie, sy verloofde Maria nou swanger is, wat sy naam moet wees. OK. Wat beteken die naam Jesus volgens Matteus 1? Wat sê jy, Marie? Dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dis hy wat sy volk van hulle sondes verlos. Jesus beteken hy verlos sy volk van hulle sonde. Nou wil ek 'n bietjie vir julle iets wys gou. So gaan weer uit. Maak gou julle Bybels oop daar by Matteus 1 vers 21. Het julle julle Bybels daar oop? Kyk, dis mos dan versie 21 waar die engel nou vir Josef sê, en sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Nee, hoe sê jou Bybel dit aan? Lees bietjie vir ons daar vers 21. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. OK. Nou kom ons kyk net 'n bietjie daarso. Hy sê want dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Ons praat 'n bietjie daaroor, wie is Jesus se volk? Die wat in hom glo. Elkeen wat in hom glo, dis sy mense. OK? Dis sy volk. OK, en hy gaan hulle verlos van hulle sondes. Nou hierdie is 'n belangrike woordjie. As 'n mens daar in die Grieks kyk, dan staan daarso apo. As ek dit nou so in Afrikaanse letters skryf, apo. OK? En apo beteken weg van. Jesus verlos ons weg van die sonde. Uit die sonde. Weg van die sonde skuld, weg van die sonde mag, weg van die gevolge van die sonde. Jesus doen alles as hy die verlosser is. OK. Wat nog belangrik is van Jesus, as mens kyk na daai woord, Jesus is 'n Griekse woord. Maar as mens gaan kyk na die Hebreëse woord, dan is dit Joshua. OK? Joshua. Of mens kan sê OK? En daai Here is Yahweh. En daai Yahshua Yahshua, en dit beteken verlos. So Yahweh verlos. Dis wat Jesus beteken. Yahweh verlos. OK? En in Jesus is Yahweh. Hy is God en hy kom verlos sy volk. Waarvan? Van ons sonde. Weg van ons sonde. Hy kom ruk ons uit die skuld
en die mag en die gevolge. OK, maak dit sin vir julle? OK. Ons kyk gou daai volgende vragies. Wat beteken Jesus? Dit het ons nou sê. Wat sê Petrus in Handelinge 4 vers 12 van die naam van Jesus? Wat sê jy daar, Jonas? Daar is geen ander naam waardeur ons gered kan word nie. OK, ja. Die saligheid is in niemand anders nie, want daar is geen ander naam nie. Net Jesus is die verlosser, nê? OK, waarvan reinig die bloed van Jesus ons? 1 Johannes 1:7, wat sê jy daar, Marie? Van alle sonde. Van al ons sonde reinig die bloed van Jesus ons, nê? En as daar gepraat word van die bloed van Jesus, dan sê dit uiteindelik sy lewe wat hy vir ons gee. Hy betaal met sy lewe, hy laat sy bloed uitloop, hy gee sy lewe. OK, maak dit vir julle sin? So ek dink dit is belangrik. Kom ons kyk net so 'n bietjie vir as ons vinnig net na die katekisme self kyk, dan staan daar, waarom word die seun van God Jesus wat verlosser is beteken? Daar sien ons dit mooi, hè? Jesus beteken verlosser. Want Jahwe verlos. Wat beteken dit? As hy verlosser is, wel, hy word verlosser of Jesus genoem omdat hy ons van al ons sondes verlos. Dit kom eintlik net so uit die Bybel uit, nê? Uit Matteus 1 vers 1. En by niemand anders enige saligheid te soek of te vind is nie. Jesus alleen is ons verlosser. Dis hoekom hy Jesus genoem word. So as ons nou Sondag in die kerk bely, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, dan weet ons Jesus sê vir my, hy is my verlosser. Hy verlos my uit al my sondes. Nee? Ek hoef by niemand anders verlossing te soek nie, net by Jesus. Okay? En hy verlos my uit my sondeskuld. Hy verlos my uit die sonde mag. Hy verlos my uit die sonde gevolge. Okay, maak dit sin? Okay, dan kom ons stop dan daar. Kom ons bid eers. Onse Vader, baie dankie dat ons vanmiddag meer kon leer oor u seun. Here Jesus, ons wil u loof en prys dat u Jesus is, die verlosser van u volk, van elkeen wat in u glo. Ons loof u daarvoor. Dankie Here Jesus dat u ons verlos uit die sonde skuld, die sonde mag, die sonde gevolge. Ons dankie dat u opstaan op die 3de dag en dat ons al reeds in u kan sien die lewe van die onverderflikheid. Dat u die dood tot niet maak. Ons loof u daarvoor. Here, wees met ons verder aan in hierdie dag. Ons vra dit om Christus wil. Amen.